In die nuus vanaand, president Cyril Ramaphosa se regspan het sy voorlegging gemaak aan die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor waarom 'n openbare verhoor nie moet plaasvind nie. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek is nie gelukkig oor getuies se onbeskikbaarheid nie. Goeienaand en welkom by ons bulletin. In die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November praat ons op Woensdae met die verkiesingskommissie oor voorbereiding vir die verkiesing. Die tweede en die laaste registrasie naweek voor die verkiesing is op 1 en 2 Augustus en stemgeregtigdes word aangemoedig om die geleentheid te benut. Die Noord-Kaapse kiesbeampte Elkin Topkin sluit nou by ons aan om die proses vir ons te verduidelik. En baie dankie vir jou beskikbaarheid vanaand, Elkin. 1 en 2 Augustus is die laaste registrasie naweek voor die plaaslike verkiesing. Is daar baie stemgeregtigdes wat nog nie geregistreer is nie? Nancy, Lenet en die kykers. Ja, Lenet, om eerlik te wees, daar is nog 'n groot gedeelte van ons bevolking die stemgeregtig is wat nog nie geregistreer het nie. As ons kyk na die mees onlangse statistiek SA data, dan praat ons van hier dik by die 10 miljoen stemgeregtigdes wie nog kan registreer. 'n Groot komponent daarvan is natuurlik die jeug in die ouderdomsgroep 16 tot 29 jaar, maar weer eens versoek ons almal, nie net ons jeug nie, maar om seker te maak dat hulle geregistreer is, want hierdie is definitief die heel laaste geleentheid om so te doen. Maar kiesers hoef nie te wag vir die naweek om te registreer nie, nee? Daar is welke ander maniere waarop hulle dit kan doen? Ja, natuurlik. Die fasiliteit op 1 en 2 Augustus is waar ons kiesers fisies wil gaan om te herregistreer of te registreer. Dit is ook nou wanneer jy nie die beskikbaarheid van 'n aanlyn fasiliteit het nie, waar jy nie internetverbinding het nie. Op hierdie stadium, op hierdie oomblik kan jy aanlyn gaan en jy kan registreer of herregistreer. En jy kan dit in die gemak van jou huis doen, jy kan dit in die gemak van jou selfoon doen. So dit is regtig maklik. En as jy kyk na ons aanlyn platform, dis baie gebruikersvriendelik. Dis 'n paar stappe wat jy moet volg om te registreer en dan is jou registrasie word onmiddellik bevestig. Kiesers wie wil herregistreer is nog eintlik baie makliker. Hulle tik net hulle ID-nommer in en dan sal hulle details reflekteer en dan kan hulle bepaal of hulle geregistreer is of nie. Hulle net ek wil dit ook noem. Behalwe die aanlyn fasiliteit het ons ook 'n WhatsApp nommer. Dis 0600 88 0000. En dit is net so vrek maklik. Elke keer as jy jou ID-nommer intik, dan kom maar nog 'n boodskap deur en jy kan bepaal of jou details dan reg is of nie. So, dis baie belangrik, selfs van nou af, tot en met die sluiting van die kiesersrol. En daai sluiting vind plaas wanneer die minister in die Staatskoerant publiseer die 4de November as die stemdag. So dan sluit ons kiesersrol finaal en niemand sal na die proklamasiedag kan registreer of herregistreer nie. So wanneer die sluiting by die OVK kantore en aanlyn sluit, is wanneer daardie proklamasie gemaak word, Elkin? Ja, Lenet, ons het nou al gesien in die verlede die minister, wat dan ook nou in konsultasies met ons kommissie, doen dit gewoonlik 'n paar dae na die laaste en finale registrasie naweek. Ons praat nou hier van die 1 en die 2 Augustus. So, ons sal ons sokkies moet optrek as ons wil registreer of herregistreer, as jy dit fisies wil doen. Dit is absoluut die heel laaste geleentheid. So ons praat van 'n paar dae op die meeste 'n week en dan vind daai publikasie in die Staatskoerant plaas. En wanneer dit gebeur, dan kan niemand registreer of herregistreer vir hierdie algemene verkiesing in die 4de November. Baie dankie vir daardie duidelikheid wat jy vanaand verskaf het. Dit was die OVK se Noord-Kaapse kiesbeampte Elkin Topkin. Ons gaan voor die DA burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, beloof die eerste metropolisie speurtak vir Suid-Afrika vir die moederstad, indien die DA weer daar verkies word. Hill-Lewis se verkiesingsveldtog het 'n draai gemaak in Delft op die Kaapse vlakte.
Delft word getuister deur misdaad en bendegeweld. Hilo sê die DA belofte om geweldsmisdaad te pak is sy party se belangrikste voorneme. Volgens die DA-kandidaat vir burgemeester in Kaapstad het produktiewe samesprekings met 3 polisieministers oor die afwenteling van strafregtelike ondersoeke na die stad Kaapstad niks opgelewer nie. Hy sê indien Kaapstad inwoners die DA steun in die plaaslike verkiesing, sal hy voortgaan om 'n spesialis-eenheid op die been te bring. Hilo sê dat die regering in die verlede soortgelyke wetstoepassingsmag gedelegeer het. Die eerste metropolisie speurdersdiens in die land te bou en ontplooi hier in die stad sodat ons kan gewelddadige misdaad ondersoek onsself, wapenmisdaad, dwelmmisdaad, bendemisdaad. Ons kan self daai sake ondersoek sodat ons kan seker maak dat daai krimineler agter in die tronk beëindig en nie weer op die straat beëindig. Op die oomblik, ons weet SAPS kan dit nie doen nie. Daar is net te veel sake, kriminele sake wat van die tafel afval, wat nie regtig ondersoek word nie en daai kriminele stap nog rond hier op die strate van Delft en oral Kaapstad en is die mense, die inwoners wat nog lê. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. 'n Openbare verhoor om te bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, sal vir hom vernederend wees. Dit is een van die betoë wat die president se regspan in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangevoer het, waar Ramaphosa se dringende aansoek aangehoor word om die werk van die parlementêre afsettingskomitee te staak. Ramaphosa wil hê dat die komitee se werk opgeskort word, hangende die hersiening van 'n onafhanklike paneelverslag oor die Phala-Phala saak. Ramaphosa se regspan sê terwyl daar gewag word vir die hersiening van die artikel 89 paneel se verslag, is daar geen regverdediging vir 'n openbare verhoor nie. Die dringende aansoek word vandag en môre aangehoor. Die verslag het bevind dat daar 'n prima facie saak teen die president is oor die gebeure in 2020 toe buitelandse valuta op sy Phala-Phala wildsplaas gesteel is. Die president se regspan onder leiding van advokaat Wim Trengove voer aan dat Ramaphosa onherstelbare skade sal ly as die afsettingskomitee se werk voortgaan. The fact of a public inquiry is already humiliating to the president and a humiliation against which the act protects him. Met verwysing na September, wanneer die hersiening aansoek aangehoor sal word, het Trengove aangevoer dat die artikel 89 paneel nie genoeg bewyse gehad nie toe hy sy bevinding gemaak het nie. Hy het ook die standaard van die toets bevraagteken wat die paneel gebruik het om tot sy besluit te kom. Volgens Ramaphosa beteken die prima facie gevolgtrekking nie noodwendig dat daar genoegsame bewyse is dat hy kwade trou opgetree het na die diefstal op sy plaas nie en dat die paneel dit glad nie in ag geneem het nie. Die regspan vir die tweede respondent, die voorsitter van die afsettingskomitee Makashule Ghana, stem nie saam nie. And of course, Mr. Trengove then was trying to make a distinction between a prima facie case and sufficiency of evidence. Whether you say prima facie, whether you say sufficient evidence, but you are actually referring to one simple thing. Is there a case to answer by the president? Die regspan vir die ATM parlementslid Vuelwethu Zungula sê Ramaphosa se aanname dat hy onherstelbare skade sal ly, hou nie water nie. What the president is trying to do is to interfere in the processes of the parliament today. Review court is a different debate which I'll come to. Die regspanne van die EFF, MK-party en die United African Transformation partye lewer ook betoë teen die president se dringende aansoek. Eybre Babie, SAK nuus, Kaapstad. Die vermeende kartellid Vusimusi Kat Matlala se langverwagte getuienis voor die Madlanga kommissie is op versoek van sy regspan weer uitgestel omdat sy strafregtelike verhoor volgende week begin. Die kommissie het opdrag gegee dat Matlala sy getuieverklaring teen 29 Julie indien ter voorbereiding vir wanneer hy kan verskyn. Matlala se regsverteenwoordiger het aangevoer dat dit sy grondwetlike regte as 'n beskuldigde kan skend
indien hy gedwing word om te getuig terwyl die strafregtelike saak nog hangende is. Die voorsitter van die kommissie, afgetrede regter Matlanga, het egter bevraagteken waarom Matlala nie kan getuig nie, aangesien sy getuienis nie verband hou met die strafsaak nie. Matlala se getuienis sal na verwagting op 1 September begin. We are continuously chasing a rabbit we cannot catch. And Chair, I implore you and commissioners to please put an end to this. Witnesses come here and make undertakings. They give dates. We work on a very tight time schedule. Either witnesses respect the rulings given by the commission and adhere to those rulings and file, or either appear on the dates that have been either directed by the commissioners or on which they have made undertakings. Because otherwise, it makes the work of the commission impossible. Die kommissie het gehoor dat die Noordwes sakeman Suleiman Karim na bewering by 'n winkelsentrum in die Wes-Kaap gesien is, nadat hy gevra het om sy getuienis om mediese redes uit te stel. Sy aansoek om uitstel sal Vrydag aangehoor word. Late in the afternoon yesterday, we received 2 different whistleblower reports, both confirming that Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping centre in the Western Cape. The 2 reports corroborated the same details. They seem to be independent of one another, and they've now been confirmed by eyewitnesses at that shopping centre. Die senior ondersoeker Brian Padehachi het sy getuienis voortgesit oor die bedrog en korrupsieondersoek teen onder andere luitenant-generaal Khumalo. Ons gaan net hierna voort met nog nuus in Afrikaans. Bly gerus ingeskakel. Ons gaan voort met die bulletin. Die VSA het om 12 uur vanmiddag Suid-Afrikaanse tyd 'n nuwe reeks aanvalle op Iran begin loods na bespreking oor 'n massiewe offensief om Hormuz oop te stel. Dit nadat die Iranse revolusionêre wag gesê het, Iran oorweeg om ander olieuitvoerroetes te sluit in reaksie op Amerikaanse aanvalle en versperring van Iranse hawens. Amerikaanse magte het gister sy blokkade van Iranse hawens in die straat van Hormuz hervat. Hoewel president Donald Trump sy dreigement teruggetrek het dat die VSA 'n 20% heffing gaan eis van skepe wat deur die straat vaar. Intussen het wêreldmarkte al hul winste van gister weer afgeskit. Gister se optimisme het gevolg nadat inflasiedata vrese ietwat besweer het dat die Federale Reserveraad rentekoerse kan verhoog. Inwoners van Tahong in Noordwes staan reeds jarelank ernstige watertekorte in die gesig. Hoewel inwoners van Kokonyane, Lokaleng en Dichilong die krisis van tevore onder die owerhede se aandag gebring het, wag hulle steeds op tasbare oplossings. Krane wat al 'n dekade droog is. Inwoners van Tahong munisipaliteit is woedend en soek antwoorde van plaaslike owerhede oor hulle jarelange stryd vir toegang tot water. We buy 2,500 liters, about 350 rand. So we share the water with the animals that we have at our local areas. It has really been a very rough ride. It has inculcated into people going to people resorting to rivers where even animals are drinking. Owerhede plaas die blame op besmette boorgate. The existing boreholes, water is contaminated, so we can't risk to energize boreholes that the thinking aquifer is actually contaminated. Die Dr. Ruth Segomotsi Mompati distriksmunisipaliteit wat die water moet verskaf, het beloof dat inwoners teen die einde van die maand water sal hê. Dan kom ons kyk na die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Ons sportsegment en jou weer vanmôre volg net hierna.
Ons sien jou nou. Sportsterre se geestesgesondheid en die emosionele druk waaronder hulle gebuk gaan, is weer in die kollig na die tragiese dood van die Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns middelveldspeler Jayden Adams. Die 25-jarige Adams se liggaam is Saterdag by 'n huis in Kaapstad gevind, slegs 'n paar dae nadat hy in 3 FIFA Wêreldbeker toernooiwedstryde vir Bafana Bafana gespeel het. Die sportsielkundige Dr. Koketje Sebe glo die land doen nie genoeg om behoorlike ondersteuning aan professionele atlete te verskaf nie, ondanks al die druk waarin hulle onderwerp word. You also have a responsibility as psychologists working in sports, also as academics in the universities, to work together also with yourself in the media to just have consistent conversations, but more so the political will, those who are in power of decision making, to endorse and really promote mental health, to say that we have to have a psychologist on board who's able to take care of the mental and welfare of our athletes. Dr. Tsebe sê mansatlete ervaar meer druk as hulle vroue eweknieë vanweë die manier waarop hulle grootgemaak is. Men are raised up the upbringing that says you have to toughen up. But we have seen other males, men, athletes opening up. But also then it creates more encouragement. I mean, we've seen in June it was Mental Health Month to say, please speak up. Let's also normalize these conversations. Let's not only empower the girl child to open up, but let it also be on across all boards. Na Adams se dood het dit aan die lig gekom dat hy die afgelope tyd verskeie persoonlike verliese gely het. Sy ouma is oorlede net voor Bafana Bafana se groepwedstryd in Tsjechië in Monterrey in Mexico en is begrawe 'n dag voor die span teen Kanada gespeel het. Ondanks sy hartseer het die belowende jong speler steeds vir Bafana uitgedraf en die span gehelp om geskiedenis te maak en deur te dring tot die ronde van 32. Voor dit in 2023 is Adams se beste vriend die Stellenbosch FC-speler en kaptein van die Suid-Afrikaanse onder-20 span, Ashwin Andries, dood nadat hy verskeie kere met 'n mes gesteek is tydens 'n skermutseling. 'n Private gedenkdiens vir Adams word môre in Stellenbosch gehou. Begrafnisreëling sal later bekend gemaak word. Wêreld Rugby se 2025 speler van die jaar, Springbok-haker Malcolm Marx, sê al sy vorige toekennings en eerbewyse is geen waarborg vir 'n plek in die span nie. Marx is terug in die beginspan na 'n ruskans teen Skotland verlede week en speel Saterdag teen Wallis in Durban in die Nasies Kampioenskap. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus se doelwit om soveel as moontlik diepte in die nasionale groep te skep, beteken mededinging vir plekke raak strawwer. Marx sê hy is nie noodwendig eerste in die ry nie, al het hy verlede jaar uitstekend gespeel. Can't rely on what happened last year to pull me through this year. I've still got to work extremely hard and make sure that I'm diligent in my preparation. It was an honor and a privilege, and I said it last year, none of that stuff is achievable without the environment and the team and the coaching staff that we've got. But unfortunately that is in the past now, and I'm focusing on this year and I'm focusing on this weekend against Wales. Dieselfde filosofie word reg deur die Springbok kamp bespeer. Mark sê ofskoon die bokke op die veld oorheers, word daar steeds hard gewerk aan foute. Always room for improvement regardless of how the game goes, whether you think you've had a perfect game or not. The game of rugby is not perfect and there will obviously always be errors and mistakes. So I think just working on the small things that maybe we felt we didn't get right last week or in the previous 2 weeks that we've played, try and improve those. Like I said, we're focusing on Wales. We know how physical they can be and what a threat they are. So just obviously preparing ourselves the best that we can and working on those small little 1 or 2% to get better for this weekend. Mark sal Saterdag in sy 89ste toets vir die bokke speel. Harry Olivier, SAK nuus. Die tweede halfeindstryd van die FIFA Wêreldbeker toernooi vind om 9 uur vanaand plaas tussen Engeland en Argentinië in Atlanta, Georgia. Engeland het tydens die toernooi 3 seges behaal teenoor Argentinië se 2 en Engeland hoop om die eindstryd te bereik aangesien hy laas in 2002 en 2006 in die kwart eindrondes reeds uitgeskakel is.
Engeland is in 1986 in die kwartfinale teen Argentinië uitgeskakel toe Diego Maradona sy hand gebruik het om die bal verby die Engelse doelwagter te kry. Die doel is toegestaan. In 1998 is die Engelse ook uitgeskakel nadat David Beckham met 'n rooi kaart gestraf is toe Beckham terwyl hy op die grond was 'n Argentynse speler geskop het. Die Suid-Amerikaanse span was al 6 sokkerweker eindstryde waarvan hy 3 gewen het. En die wenner van vanaand se wedstryd kom Sondag teen Spanje te staan. En die Afrikaanse redaksie groet, ons wens jou 'n mooi aand verder toe. Baie dankie vir die saamkyk. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref, wolklose toestande kom voor in grootste dele van die land met bewolkte toestande wat voor kan kom in dele van die Oos-Kaap asook in die Wes-Kaap. Daar is ook 'n koue front wat deurbeweeg oor die suidkus. As ons kyk na môre, bewolkte toestande wat verwag kan word langs die suidkus, anders kan daar ook oggendmiskolle voorkom langs die Weskus, Mpumalanga, KwaZulu-Natal asook in dele van die Oos-Kaap. Ons minimum en maximum temperature in Gauteng 'n sonnige dag kan verwag word, anders is dit koel. Pretoria het 'n maksimum van 22 grade, minimum van 6. Johannesburg se maksimum is 20 grade. In Limpopo 'n koel tot warme dag kan verwag word. Dit is ook 'n sonnige dag wat hier verwag kan word. Messina se maksimum is 26 met 'n minimum van 11. Polokwane se minimum is 7 en 'n maksimum van 23. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n koel tot warme dag kan verwag word. Skukuza het 'n maksimum van 26 grade en 'n minimum van 12. Carolina se minimum is 3 en 'n maksimum van 20. In KwaZulu-Natal, dit is koel in hierdie provinsie. Kokstad 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 20. Durban se maksimum is 23 grade en 'n minimum van 14. Dan beweeg ons na die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word, anders ook koud in hierdie provinsie. Willowmore se maksimum is 19 grade met 'n minimum van 6. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolkte toestande kan ook verwag word langs die kus, anders is dit koel tot warm. Vredendal het 'n maksimum van 26 grade en 'n minimum van 7. Kaapstad se minimum is 9 en 'n maksimum van 17. In die Noord-Kaap 'n sonnige dag kom voor. Dit is ook koel in hierdie provinsie. Appington se maksimum is 24, Springbok se minimum is 14 en 'n maksimum 25. In die binneland in die Vrystaat 'n koel dag kan verwag word. Bethlehem met 'n maksimum van 20 grade met 'n minimum van -2. Dit is ook koud oornag in Wepener met 'n minimum van -2 en 'n maksimum van 18. Bloemfontein se maksimum is ook 20 grade. Dan laastens Noordwes, 'n sonnige dag kan verwag word. Dit is ook koel in hierdie provinsie. Rustenburg se maksimum is 24 grade. Ottosdal het 'n maksimum van 22 en 'n minimum van 1. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.